Goeiemôre, mag hierdie baie ryklik sien as 'n wonderlike doel nie hart en lewe ook so bereik. Nou liewe vriende, hierdie is 'n luiperd se poot en luiperdspore is van die mees gesogte en ontwykende tekens in die bosveld. Deur hulle spore noukeurig te bestudeer, kan spoorsnyers die dier se beweging, ouderdom en selfs of dit 'n mannetjie of wyfie is, presies vasstel. Die volgende eienskap is tipies van 'n luiperd se spoor. Daar is geen naalmerke in die spoor wat u sal sien nie, aangesien die luiperd se naels ingetrek is soos die van 'n kat. Die grootte daarvan, die spoor is gewoonlik tussen 6.5 tot 8.5 cm lank, van die agterkant van die huilkussentjie tot by die punte van die tone. Daar's 'n 3-dubbele huilkussing wat gevorm word op die poot dan ook. Die hoofhuilkussing aan die agterkant van die poot het 3 duidelike lobbe. Die vorm van die spoor is ietwat rond en relatief kompak in vergelyk met ander groot katte. Soms word luiperdspore dan ook so verwar met die spore van ander diere. 'n Jong luiperd se spoor word baie maklik verwar met die van 'n rooi kat, terwyl 'n groot luiperd se spoor soms verwar word met die van 'n leeu. Dan, liewe vriende, wanneer 'n luiperd stadig stap, dan sal hy die agterste poot presies in die afdruk van hulle voorste poot neerlaat. Baie interessant, en so kan ons sekerlik baie daarvan dan ook leer. Maar liewe vriende, vanoggend wil ons met u daaroor deel oor 'n goddelike wandel en iemand wat in reinheid wandel, wat sekerlik 'n invloed het op ander mense en ander se lewe sekerlik drasties mag raak. En as voorbeeld daarvan wil ons Josef aan die voorhou, wat so goddelike wandel gehad het. En ons lees van hom in Genesis 39 vers 5 en 6 wat sê, en van dat hy hom aangestel het oor sy huis en oor alles wat aan sy besit was, het die Here die huis van die Egiptenaar geseën ter wille van Josef. Ja, die seën van die Here was by alles wat syne was, in die huis en op die veld. En hulle het alles wat syne was, en hy het alles wat syne was aan Josef oorgegee. So het hierdie rein goddelike lewe van Josef sekerlik ander rondom hom beïnvloed, selfs die Egiptenaar vir wie hy gewerk het. Mag ons lewe ook so wees om ons werksmense te beïnvloed, om ook bewus te word van die Here en die seën van die Here. Maar dan verstaan ons ook, liewe vriende, dat hy versoek was. Ons weet hoe Potifar se vrou hom daar versoek, en dan ook Genesis 29 vers 12 sê, toe gryp sy hom aan sy kleed en sê, kom hou gemeenskap met my, maar hy het sy kleed aan haar hand laat agterbly en gevlug en na buite geloop. Josef se rein wandel het ook hierdie vrou geraak. Sy was nou verontwaardig en dalk vernederd en kwaad oor hierdie man nie by haar wou gemeenskap gehad het nie. En liewe vriende, en sy was toe nou die rede dat Josef toe nou in die tronk beland. So 'n rein wandel het 'n invloed op ander mense, en mag dit altyd die regte invloed op ander mense het. Mag ons sekerlik bly staan by dit wat reg is, versoekings weerstaan, ongeag wat die gevolge sal wees, want ons vertrou op die Here, net soos Josef op die Here kon vertrou, en hoe hy tweede in bevel gekom het en die Here hom daar dan uit die tronk uit verhef het dan ook. So, liewe vriende, sien ons dan ook 'n goddelike wandel het daarmee ook te doen dat jy sal goedheid hê en nie haat hou nie. Ons lees in Genesis 27 vers 28 hoe hy verkoop is aan die Midianiete, en hoe die Ismaeliete hom verkoop het vir 20 sekel silwer. En liewe vriende, en hulle het Josef na Egipte gebring, en toe is Josef in Egipte. Dit het sy broers dan gedoen. En liewe vriende, en nadat dit gebeur het, weet ons hoe sy broers verskeie kere daar was, en die hele proses, alles wat hy gedoen het, en hoe hy nie met haat en kwaad met hulle gehandel het nie, en hy sekerlik toe het op 'n stadium hom toe geopenbaar het aan hulle. En hy sê in Genesis 45 vers 5, maar wees nie benoud nie, en laat daar geen ontstemming by julle wees, dat julle my hierheen verkoop het nie, want om lewens te behou het God my voor julle uitgestuur. So, liewe vriende, geen haat, geen verwyt wat hy teen hulle gehad het, geen terugkry, geen grudge, en hy het net dood eenvoudig in 'n heilige wandel bly lewe. So behoort ons te wees, kinders van die Here, in 'n heilige wandel,
tot eer van die Here, en mag die Here sekerlik ook so seën dan. Kom ons bid saam. Ons dierbare Here, ons bid vir elkeen in hierdie dag, dat elkeen van ons as die kinders na heilige wandel mag wandel, en net so ook, ongeag die dinge wat oor ons lewe kom, mag ons reg voor U bly lewe, en ons algeheel op U verlaat en op U vertrou. Amen.